Goeiemôre, ons wil julle Kaapmans verwelkom by ons eerste diens van Coolage Kaapstad. Mag julle die teenwoordigheid van die Here ervaar soos wat julle by mekaar kom en geniet dit saam met ons vanoggend. Ek vergeet die foute van die verlede en ek fokus op die groter prestasies van die toekoms. Ek is te groot om bekommerd te wees, te eerlik vir woede, te sterk vir vrees, en te gelukkig om toe te laat dat moeilikheid my geluk steel. Ek dink aan die beste, werk vir die beste en verwag die beste. Ek kyk na die positiewe kant van alles om positief te wees. Ek praat gesondheid, geluk en voorspoed met elkeen wat ek ontmoet. Ek verbly my altyd en deel 'n glimlag met almal. Ek glo dat God vir my is, dat ek meer as oorwinnaar is en die beste nog vir my voorlê. Ek gee so baie tyd vir my eie ontwikkeling, dat ek nie tyd het om ander te kritiseer. Staan so sterk, dat niks my vrede kan steel. Ek lewe inspirerend, vol geloof, in oorgawe, en verkondig dit nie met groot woorde nie, maar met goeie dade. Ek word net so enthousiasties omtrent die sukses van ander as oor my eie sukses. Ek laat al my vriende spesiaal voel. As ek goeiemôre, hartlik welkom hier by ons vanoggend. Kom ons staan lekker saam as jy jou volgende is vir die eerste keer. Ons hoop regtig dat jy dit saam met ons gaan geniet. Let dit op, daar is tieners vanoggend die radikaal en dan is daar ook kinders daar. As jy 'n kind hierso het, jy's welkom daar te gaan. Daar's wel nie vanaand 'n aanddiens nie, maar geniet hierdie diens saam met ons vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir wat 'n voorreg hierdie is, Here, dat ons saam met vriende en familie hier by mekaar kan wees om U naam te kom groot maak. Ons wil kom vanoggend en die eer en die lof bring in Jesus naam. Amen.
is impossible. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my love. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible.
is die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde ons sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is groot en heilig Heer. Here, meer as ons omstandighede, meer as die goeders rondom ons, Here, sal U woord vir ewig bly staan. In Jesus naam. Amen. Ons is besig in 'n wonderlike reeks van boodskappe wat ons noem my Everest. En dit handel oor hierdie hoogste bergpiek in die wêreld wat baie mense se belangstelling en se uitdaging was. En dit fokus ons as 'n gemeensgedagtes in op die uitdagings van ons lewe. Waarvan die grootste is, en as jy hierdie een uitdaging kan oorkom, dan kan jy baie ander goed in jou lewe oorkom. En dit is nie 'n berg daar buitekant wat jy moet oorwin nie, maar dit is iets hier binnekant in jou, waar jy God se opstandingskrag moet ervaar. En miskien het jy dit gemis, toe ons hierdie hele reeks begin het oor jou gesindheid, dat wat jou gesindheid anders maak, is die feit dat Jesus Christus
wat na jou lewe toe gekom het, deur wedergeboorte, na jou sielsdimensie te kom, na jou lewe te kom. En Paulus het hierdie woorde gespreek, en jy kan gerus jou Bybel oopmaak in Filippense 3, en ons gaan vanoggend praat, eintlik hier uit vers 12 uit. Maar Paulus is besig om hieroor te praat met die Filippense, en hy praat oor een van die grootste goeders wat in sy lewe moet gebeur, waarna hy begeer, waarna hy homself uitstrek, is om Christus se opstandingskrag te ervaar. Nou hier is 'n waarheid wat ons week na week vir jou sê, dat ons as Christene wat vanoggend in hierdie kerk by mekaar kom, doen dit baie spesifiek op 'n Sondagoggend. Omdat Sondagoggende was eintlik tradisioneel die byeenkoms van gelowiges reg oor die wêreld. En ons word gedurig gekonfronteer met party mense wat sê, die gelowiges moet op 'n Sabbat by mekaar kom. Saterdag is eintlik die dag van die Here, wat eintlik weerspieël word deur die 4de gebod wat die Jode aanhang. Maar Christene het van meet af op 'n Sondag by mekaar gekom. Hoekom? Want Sondag was die opstandingsdag van Jesus Christus uit die dood. En Christene reg oor die wêreld kom op Sondag by mekaar om God te verheerlik en te aanbid. Omdat hierdie dag herdenk hulle die opstanding van Jesus Christus. En elke Sondag wanneer ons by mekaar kom in 'n kerk om iewers God aanbid, dan vier ons die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Hoekom is dit vir ons as Christene so belangrik? Dit het 3 baie belangrike waarhede vir ons. Ek dink die eerste waarheid daarvan is dat omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, het hy homself bewys as die Messias, die redder van die wêreld. Het jy dit geweet? Jesus Christus is deur sy opstanding verklaar as die redder van die wêreld, as waarlik die Messias. Daar sal nie weer 'n ander Messias wees nie. Die opstanding uit die dood het Jesus Christus bevestig deur al die tye as die Messias, die koning wat moes kom. Ek dink die tweede belangrike waarheid wat die opstanding van Jesus Christus vir ons as gelowiges inhou, is die feit dat eendag gaan ons ook werklik opstaan uit die dood uit. Is dit nie 'n wonderlike uitkyk om te hê nie? En Paulus praat daarvan in Filippense 3 vers 10, jy kan dit 'n bietjie gaan lees. Maar daar's 'n baie belangrike derde kernwaarheid wat ons as gelowiges miskyk en misloop elke Sondag wanneer ons hier by mekaar kom. En Paulus praat hiervan in Romeine 6 vers 4, en ek het dit so 'n paar naweke terug vir jou mooi daaroor gepraat met jou, is dat Jesus Christus het opgestaan uit die dood, sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan lei. 'n Lewe van oorwinning, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van God se krag in my daaglikse bestaan. En in die woorde van Paulus, en as jy die Filippense gaan lees, ek gaan nou uit Filippense 3 vers 12 vir jou lees vanoggend, maar as jy vers 10 gaan lees, dan sê Paulus dit so treffend. Hy sê, man, ek begeer om die opstandingskrag van Jesus Christus in my lewe te ervaar. En baie Christene leef sonder die opstandingskrag van Jesus Christus in hulle lewe. En deur hierdie gesindheid reeks, my Everest, wil ons jou help om die opstandingskrag van Jesus Christus in jou lewe te ervaar. Want baie Christene ervaar dit, baie Christene lewe 'n kragtelose lewe. Hulle ervaar min van God in hulle lewe. En dit is die lewe wat God vir jou bedoel het. God wil hê dat jy sy opstandingskrag in jou lewe moet ervaar. Christus het na jou gees toe gekom deur wedergeboorte, maar Christus wil ook na jou lewe te kom, sodat jy sy krag daar kan beleef en ervaar. En ervaar alles wat jy ooit begeer om te ervaar, is in daardie lewe, is bedoel vir daardie lewe, is beloof vir daardie lewe. En hierdie reeks wil ons hê, jy moet dit omhels. En ek het in die afgelope week in die Kaap, het ek daaroor gepraat met 'n groep leiers, en ek het dit openlik gesê, ek het meer wonderwerke in die afgelope jaar in ons gemeente gesien, en in my eie lewe gesien, as ooit van tevore, in my hele geskiedenis. Omdat ons die opstandingskrag van Jesus Christus gemanifesteer het in ons lewe. En baie van julle is getuienis daarvan. Baie van julle dra die getuienis van die opstandingskrag van Jesus in julle lewe. In ons gemeente het ons dit ervaar, en vanoggend is deel daarvan. Nou, net so vinnig, ek gaan nou nie oor die proses praat nie, maar vanoggend se geloofstelling, die stelling wat jy moet deel maak van jou lewe, wat jou gaan help om die opstandingskrag van God in jou lewe te manifesteer, en in jou kinders se lewe te manifesteer, in jou omgewing te manifesteer,
om daardie geloof sigbaar te maak, is hierdie stelling: ek spandeer soveel tyd aan my eie ontwikkeling, dat ek nie tyd het om ander te kritiseer nie. Dankie Benny, ek sien julle so 'n bietjie agter daar. Ek gee so baie tyd vir my eie ontwikkeling, dat ek nie tyd het om ander te kritiseer nie. En dit kom uit Paulus se woorde in Filippense 3 vers 12. Dankie, die volgende skyfie, wat jy saam met my kan lees. Ek sê nie dat ek alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Ek wil vanoggend met jou oor daardie woorde praat. Ek wil met jou daaroor praat dat jy beperkte tyd hier op aarde. Vanmôre praat ons oor tyd. En wanneer jy jonk is, en wanneer jy amper wil ek sê sorgeloos lewe, dan dink jy dat jy oorgenoeg tyd. Daar is so baie tyd. Die waarheid is eintlik dat ons almal het baie min tyd. Tyd is 'n muntstuk van jou lewe, het iemand een keer gesê. Dit is die enigste muntstuk wat jy het. En jy moet baie versigtig wees oor hoe jy dit spandeer. Anders sal ander mense dit vir jou spandeer. Tyd is verskriklik kosbaar. En ook hierdie tyd wat jy vanoggend afgestaan het om God te kom aanbid, is tyd wat jy gegee het. Maar baie keer vergeet ons dat ons baie keer tyd gee sonder om aandag te gee aan wat ons gee. En ek het nou al voorheen 'n preek gepreek oor tydsgebruik en hoe ons met tyd omgaan. En ek wil nou nie alles herhaal wat ek daar gesê het, maar 'n paar interessante nuwighede rondom tyd. Kronometrie is die studie, die wetenskaplike studie van tyd. En kronometriste het oor die afgelope 50 jaar verskriklik baie navorsing gedoen oor waaraan spandeer ons tyd. En jy weet, hulle het uitgevind dat as 'n mens min of meer 80 jaar oud word, dan is vrouens spandeer omtrent 146 dae daaraan om aan te trek. So 146 dae van jou lewe spandeer jy daaraan om aan te trek en om mooi te maak. Wat dink julle spandeer mans? Hoeveel? 36 dae van hulle lewe. Om net weer oor tyd te gebruik en te dink, hoe spandeer ons tyd? As jy 80 jaar leef, as jy gemiddelde Suid-Afrikaner is, spandeer jy min of meer 5 jaar van jou lewe op die internet. Dis interessant. 4 jaar van jou lewe op 'n telefoon by jou werk, wat weg is. 4 jaar het jy lewe weg. Ons wil nie te praat oor die hoeveelheid tyd wat jy werk en daardie goeders. Ek wil meer praat oor goeders waar ons onnodig tyd aan spandeer. As jy 80 jaar oud word, spandeer jy 5 maande lank daaraan om te kla. Dit is verskriklik, jy weet, ons dink dit help jou. Dit help jou nie, dit mors jou tyd. Tyd is 'n kosbare gawe van God in jou hand. Jy kon iets anders gedoen het as om te kla. Hulle sê 8 minute elke dag kla jy oor slegte diens. Ons dink, dit is voordelig om in 'n ry iewers te staan en te kla oor slegte diens. Miskien is ons besig om ons tyd te mors daar. Maar hierdie ding was vir my, ek kan dit amper nie glo nie, maar kronometriste het dit uitgewerk, dat die gemiddelde persoon lê 7 jaar van sy lewe in die nag wakker en is bekommerd. 7 jaar van jou lewe lê jy wakker in die nag en is jy bekommerd. Kan jy nie slaap nie. Klink amper onmoontlik. Maar ek bedoel, hulle het dit bewys. En ek wil jou vra, waaraan spandeer jy jou tyd? En baie keer is tyd relatief. Ons voel anderste oor tyd. Ons dink anderste oor tyd. Jy weet, en dis iemand wat ons gesê het, hy sê, tyd is te stadig vir hulle wat wag. Tyd is te vinnig vir hulle wat vrees. Tyd is te lank vir hulle wat rou. Tyd is te kort vir hulle wat hulle self geniet. Maar vir hulle wat tyd reg gebruik, is tyd ewigheid.
tyd ewigheid. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid, wanneer ons sê vanoggend dat ons wil hê julle met hierdie geloofstelling deel maak van jou lewe, dan wil ons vir julle sê, ek gee soveel tyd vir my eie ontwikkeling vanoggend, sodat ek nie tyd het om ander te kritiseer nie. En ek weet nie hoeveel tyd gespandeer die gemiddelde persoon in die wêreld om ander te kritiseer nie, maar as ek so mooi na myself luister en na ander persone luister, hoor ek dat ons baie keer bekommerd is oor wat in 'n ander persoon se lewe aangaan. In plaas daarvan dat ons eerder fokus in wat in ons eie lewe besig is om te gebeur, wat in my eie sielsdimensie aangaan, waarmee ek besig is en hoe ek eerder myself kan ontwikkel en hoe ek eerder 'n beter ek kan word. Steve Jobs, die groot uitvinder van Apple, het dit so pragtig gesê. Hy het gesê dat die lewe is so beperk, die tyd is so beperk en kort. Ek kan nie myself toelaat om iemand anders se lewe te lei nie. Ek kan nie op iemand anders se lewe fokus nie. Ek moet op my eie lewe fokus. En vanoggend wil ek met jou oor hierdie woorde praat, waar Paulus dit so pragtig sê, waar hy sê, ek sê nie dat ek al die doel bereik het, of alles al het nie, maar ek span myself in, om alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Jesus Christus het die prys betaal vir my en jou sonde en oortredinge, sodat ons in versoening met God kan kom, sodat ons 'n lewe van oorvloed kan ervaar en kan beleef. En ons moet onsself inspan, omdat Jesus die prys betaal het, moet ons onsself inspan om daar te kom. En ek wil vanoggend met jou oor hierdie woorde praat. Dis mos Moses wat dit so pragtig bid. Hy sê, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart kan bekom. Psalm 90. Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart kan bekom. En ons wil vanoggend in fokus op hierdie skrifgedeelte en wat dit vir my en jou beteken vanoggend. Want ons sê ons moet onsself ontwikkel. Wat moet ons word? Moet ons net meer bykry by ons lewens? Gaan dit oor ons eie prestasies? Ek wil vanoggend met jou praat oor hierdie woorde, wanneer Paulus sê, dat ek span myself in, om alles myne te maak. Ek span myself in. En dan praat hy daarvan, dat ons is geskape, vir 'n hoër roeping. Het jy geweet, dat 'n dier net bestaan, vir sy behoeftes en om 'n nuwe geslag voor te bring? 'n Dier bestaan maar net, maar 'n mens lewe vir iets. En Paulus sê dit so pragtig, en wanneer hy in vers 13 kom, die vers net na hierdie vers, dan sê hy maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek myself uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. God het 'n hoë roeping vir jou en vir my. En die hoë roeping vir ons is nie net dat ons goeders byvoeg by ons lewens nie. Is nie net dat ons presteer en grade behaal en groot besighede bou, groot huise bou nie, en groot lewens leef nie. Maar God se hoë roeping vir ons is sodat ons waarde kan toevoeg in hierdie lewe. Dus God roep jou om nie by te voeg nie, maar om toe te voeg in hierdie lewe. Maar so mooi, een van die grootste argitekte in die wêreld se geskiedenis was een keer gevra aan die einde van sy loopbaan, wat is die mooiste gebou wat jy ooit gebou het of ontwerp het? Watter een van al hierdie pragtige geboue wat jy gebou het, is die mooiste? Waarop hy gesê het, die volgende een. En dit was my so pragtig toe ek dit lees hier die dag. Die volgende een. Daar was iets in hom wat homself uitgestrek het na die toekoms. Om die beste hy te wees. En ek wil jou uitdaag vanoggend, roep God jou om die beste jy te wees. Om iemand anders se lewe te lei, of om oor ander mense te praat nie. Ons is so lief om oor ander mense te praat. Ons is so lief om te praat oor die regering. Imagine jy daardie tyd wat jy gebruik om te praat oor die regering en oor die billike afrigter en oor al die ander goeders. Ek was al my uit hier van voor af.
Ek bedoel, imagine jy hou op om te kritiseer. En jy gebruik daardie tyd om jouself te ontwikkel, om jouself in te span vir die doel waarmee God jou geroep het. God het 'n plan vir jou lewe en 'n doel vir jou lewe. En wanneer jy fokus op ander goed en ander mense en jou tyd verkeerd gebruik, is jy nie besig om met daardie doel van God vir jou lewe in te vloei. En die uitdaging is vanoggend om soos Paulus te kom en te sê, ek span myself in. Ek strek myself in. Ek is hard besig om te fokus op die doel wat God vir my lewe het. En ek het 'n plan vir my lewe. Was Howard Hendricks, die ou wat eendag gesê het, hy sê, as jy vir niks mik nie, dan tref jy dit keer op keer. Waarom is jy besig om te mik met jou lewe? Waarheen is jou lewe op pad? Wat is die fokus van jou lewe? Wat is die doel van jou lewe? Want as jy nie besig is om daardie fokus in oog te kry en om jouself in te span vir dit nie, gaan jy dit nêrens bereik nie. En gaan jy net bestaan, en gaan jy net elke dag na dag lewe, sonder om 'n wyse hart te bekom. Gaan jy juis nie doen wat Moses geleer het. Here, leer ons om ons daar so te tel dat ons 'n wyse hart kan bekom. Paulus sê, ek span myself in om alles myne te maak. Ek wil vir 'n oomblik met jou praat oor, wat is dit wat jy moet ontwikkel? Wat is dit wat jy moet byvoeg in jou lewe, sodat jy iemand kan word van impak en iemand kan word wat 'n kontribusie maak, wat in hierdie lewe toevoeg, waarde toevoeg tot ander mense. Ek dink in die eerste plek, wat is die alles? Die alles is 'n groter toekoms. Is daardie toekoms wat God vir jou in oog het. En ons het reg teen Gesintes reeks dit gesê dat dit wat God deur jou en met jou wil doen, is baie groter as wat jy kan dink. Maar het begin hier in jou binneste. Daar's 'n groter toekoms vir jou vorentoe. En jy moet dit glo vanoggend, dat God wil jou gebruik. En as jy dit kan glo vanoggend, dan kan God dit vir jou doen vanoggend. Maar dit gaan nie oor wat jy dalk dink nie. Baie keer is baie mense se persepsie van 'n groter toekoms, ek wil net meer hê. Ek wil meer geld hê. Ek wil meer besittings hê. Dit gaan nie vir God daaroor nie. Dit gaan vir hom oor wat jy in hierdie lewe kan beteken en kan byvoeg en kan toevoeg. 'n Groter toekoms. Maar 'n sterker innerlike lewe. En in Kolosië gemeente fokus ons so sterk daarop, nie net om jou te inspireer tot 'n groter toekoms nie, maar om jou te laat verstaan dat jy moet 'n sterker innerlike lewe ontwikkel. Jy moet jou gees ontwikkel. Jy moet groter word in jou innerlike mens, sodat God jou kan gebruik. Maar dieper verhoudings. God wil jou help om dieper verhoudings te ontwikkel en beter gewoontes. Ons kan nie oor al daardie goeders vanoggend praat nie. Maar Paulus sê, ek wil alles myne maak. En vanoggend terwyl jy daar sit, moet jy vir 'n oomblik fokus op alles wat God wil hê. Daardie alles in jou lewe. Wat is jou alles vanoggend? Miskien kan jy nou op jou preeknota 'n paar neerskryf en sê, maar my alles is vanoggend my verhouding met my kinders. Ek moet daardie ding ontwikkel in my lewe. Ek moet vir 'n oomblik die televisie afskakel, want hier's wat kronometriste uitgevind het, en dit is baie interessant, dat die gemiddelde persoon in die wêreld spandeer 7 jaar van sy lewe voor 'n televisiestel. Maar daai selfde persone sê, ek het nie tyd vir my familie nie, ek is te besig. Ek het nie tyd om kerk toe te gaan nie, ek is te besig. Hulle spandeer 7 jaar van hulle lewe voor 'n televisiestel. Ek wil jou uitdaag vanoggend om neer te skryf, wat is jou alles vanoggend? Wat is die alles wat jy moet baas raak in jou lewe? Weet iemand het eendag so pragtig gesê, hy het gesê dat wat ek is vandag, is God se gawe aan my, maar wat ek word, is my gawe aan God. Wie is jy besig om te word? Want baie keer mis ons die evangelie. Die evangelie het 'n weg na saligheid. Die weg na saligheid is deur die kruisdood en die versoeningsdood van Jesus Christus. Maar daar is werke van die saligheid. Dit is, wie is ek besig om te word? En wat is besig om vir my gedagtes en my siel te word?
Wat is jy besig om te ontwikkel in jou lewe? Wat is jou doel? Wat is jou fokus vanoggend? Wat is jou alles? Ek wil vanoggend eindig met 'n skrifgedeelte uit die Message vertaling uit Galasiërs 6 vers 1 tot 2. En dit is so 'n pragtige gedeelte hierdie. Dankie Benny, ek dink hy is die heel laaste skyfie. Dit is so pragtig en hoor net hierdie woorde, laat toe dat God se woord vanoggend in jou gees inval. Make a careful exploration of who you are and the work you have been given. And then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Hoor God se woord vanoggend. Hoor God se woord. En laat toe dat God jou hart aanraak vanoggend. Jou gedagtes aanraak vanoggend. Make a careful exploration of who you are and the work you have been given. Wat is dit wat God jou voorgeroep het? Wat is dit waarop jy moet fokus in jou lewenstyd? And then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take a responsibility for doing the creative best you can with your own life. God het jou geroep. Daarom sê Paulus, nadat hy besef het God het hom geroep, het hy gesê, ek sê nie dat ek alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. En ons wil jou nooi vanoggend om vir 'n oomblik jou hart oop te maak voor die Here. Vra Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Here, U roep my om myself te ontwikkel. U roep my om die krag van Jesus Christus se opstanding in my lewe te beleef. Wanneer ek lewe soos wat U wil hê ek moet lewe, wanneer ek myself inspann om daardie goed wat U wil hê ek moet myne maak. Wanneer ek daarop fokus, dan ervaar ek die krag van Jesus Christus se opstanding in my lewe. En ek wil jou vra of die Here vanoggend met jou gepraat. Miskien het jy bewus geraak van die feit dat jy soveel tyd spandeer aan nuttelose goed. Goeders wat jy nêrens heen vat nie. Goeders wat volgende jaar nie meer saak maak nie. Of oor 10 jaar nie meer saak maak. En baie keer vang dit myself uit dat ek besig is, ek spandeer die meeste van my tyd aan dinge wat die minste saak maak. Dis nie 'n normale patroon van lewe. Ek spandeer die meeste van my tyd aan dinge wat die minste saak maak. En dat jy vanoggend respek sal hê vir die dae wat God aan jou gegee het. En dat jy in hierdie tyd 'n beter jy sal word. In plaas daarvan om te praat oor ander mense en oor ander dinge wat eintlik buite jou wêreld van invloed lê. Nie waar jy sit vanoggend, weet ek die Here het met jou gepraat en maak net jou oë toe nou daarin gebed en buig jou hoof en laat toe dat die Gees van God jou vanoggend bedien. Here, dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees. Dat ons stil kan word voor U, Here. Bewus kan word van U teenwoordigheid. Maar ook bewus kan word daarvan dat U ons geroep het om te leef. En om waarde toe te voeg tot hierdie wêreld. Here, dit gaan nie in hierdie wêreld oor wat ons bereik of wat ons kan byvoeg tot ons lewens nie. Dit gaan in hierdie wêreld oor U wat 'n plan het vir ons lewens, U wat 'n doel het vir ons bestaan en wie ons besig is om te word in daardie raamwerk. Here, en vanoggend is ek so diep bewus daarvan dat hier mense in hierdie gehoor sit wat soveel potensiaal het. Sodat ek dink amper toe U aan die kruis gesterf het U aan hulle gedink oor wat moontlik is en wat hulle potensiaal is en wat hulle kan bereik en wat hulle kan word. Here, maar wil ons bely vanoggend dat ons baie keer soveel tyd spandeer aan beselagtighede, aan goeders wat niks werd is, sodat ons bestemming en ons doel mis. En Here, vanoggend wil ons nugter dink aan wie ons is en wat U ons geroep het om te wees. En Here, wil ons onsself inspann in hierdie kerkgebou vanoggend, Here, om alles ons in te maak, Here, omdat U alreeds alles ons U sin gemaak het. En
Here, dankie dat U vanoggend mense bedien en met mense praat, Here. En dat mense vanoggend hier gaan uitstap, hulle self gaan begin ontwikkel, Here. Begin groei na 'n groter toekoms. Here, dieper verhoudings, beter gewoontes. Here, 'n sterker innerlike lewe, dat ons mense gaan word, Here, wat die opstandingskrag van Christus nie beleef nie, maar demonstreer aan hierdie wêreld. Dat hierdie wêreld, dat hierdie mense wat vanoggend hier sit, sal kyk en sal sê, ons kan werklik Christus sigbaar deur julle geloof en deur julle lewens sien. Dankie, Here, dat ons dit vanoggend kan bid en op U daarvoor kan vertrou vanoggend. Ons bid dit nou in Jesus wonderlike naam. Elke Sondagoggend het ons hierdie saak waarin ons mense geleentheid gee wat nog nooit na die Here toe gekom het. En bid ons hierdie gebed af van belydenis saam. As jy vanoggend God nodig het in jou lewe en jy het nodig om te bely, te sê, Here, ek het U nodig, is hierdie gebed vanoggend vir jou. Ons gaan jou nie blootstel deur om jou te vra om op te staan nie, maar vanoggend as 'n gemeente gaan ons saam met jou opstaan. En as jy daar staan vanoggend en jy het 'n behoefte aan God vanoggend en jy wil jou lewe na die Here toe draai, dan kan jy net jou hand opsteek en hierdie gebed saam met ons bid vanoggend. En ervaar hoe Christus na jou lewe toe kom. Ek het mos vanoggend gesê, nee, jy ervaar net die opstandingskrag van Jesus Christus in jou lewe wanneer jy wedergeboorte ervaar. En vanoggend kan jy wedergeboorte ervaar. Jy ervaar dit tweedens omdat jy toelaat dat Christus deur jou sielsdimensie, deur jou verstand en deur jou wil en deur jou lewe manifesteer. En vanoggend het jy geleentheid om toe te laat dat Christus na jou gees toe kom, sodat jy wedergeboorte kan ervaar. Wanneer jy hierdie gebed saam met ons bid elke Sondag, as jy jou hand opsteek en saam met ons dit bid, kan jy wedergebore word. Kom jy in die koninkryk van God en ervaar jy wedergeboorte in jou gees. So kom ons almal staan op en ons bid dit saam as 'n gemeente. En as jy vanoggend die Here nodig het en na die Here toe wil draai, kan jy net jou hand opsteek daar waar jy staan en saam met ons hierdie gebed bid. Julle kan dit agter my aanbid vanoggend. Hemelse Vader, ek erken my sonde en dat ek U vergifnis benodig. Ek glo dat Jesus Christus vir my in 'n kruis gesterf het. En ek is bereid om weg te draai van my sonde. Jesus, ek nooi U in my hart en lewe in as my redder. Heilige Gees, lei my om Jesus in gehoorsaamheid te volg. Amen. As jy vanoggend die Here Jesus aangeneem het in jou lewe, kom praat asseblief met ons, dat ons jou kan help en jou begelei om 'n sterker innerlike lewe te ontwikkel.